Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In 1993 in Arizona het wetenskaplikes 'n studie gedoen en hulle eie ekosisteem geskep. Die ekosisteem genoem die Biosfeer 2 was 'n eksperimentele ekologiese fasiliteit wat deur die Universiteit van Arizona gebou is. Hierdie enorme ekologiese stelsel van ongeveer 16 hektaar was volledig met sy eie reënwoud, vlei lande, woestyn, landbougrond en oseaan. Vir 3 jaar het hulle binne hierdie beskermde omgewing gewoon. Hulle het alles herskep en van die land geleef. Niemand het ingekom nie en niemand het uitgegaan nie. Hulle het so te sê 'n perfekte wêreld herskep. Maar iets snaaks het gebeur. Al die bome het gebreek as hulle 'n sekere hoogte bereik het. Wetenskaplikes het toe vasgestel dat die rede hiervoor was omdat daar nooit storms of sterk winde was nie. As bome nie storms en sterk winde ervaar nie, kan hulle nie groei tot hulle volle kapasiteit nie. Net so is dit ook in ons lewens. Dit is juis in die storms van die lewe wat ek en jy groei soos nog nooit vantevore nie. Ek glo werklik dat ons aan die einde van elke stryd wat ons deurgaan, kan terugkyk en sien hoeveel ons gegroei het. Maar ek weet, in die middel van die storm, voel dit nie so nie. Moeilike tye het soms 'n manier om ons te laat glo dat ons nooit beter sal voel nie, en dat dinge nooit sal verander nie. Maar jy sal weer opstaan. Op ons eie sal ons dit nie maak nie. Ons het ook nie die krag om dit te maak nie. Maar die wonderlike ding is, dat ons dit nie alleen hoef te doen nie. God gee ons die krag om deur dit te gaan wat ons moet deurgaan. Die Bybel sê in 1 Petrus 5 vers 10, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. En dit is dalk moeilik om nou te sien, maar jy sal sterker aan die ander kant uitkom. Dit is juis wanneer God al is wat jy oor het, wat jy besef dat hy eintlik al is wat jy nodig het. Here, in hierdie donker en moeilike tyd, draai ek my hart na U. Help my om met my hele hart op U te steun, in plaas daarvan om op my eie insig te staat te maak, en om U te vertrou met my besluite en toekoms. In Jesus naam bid ek dit. Amen.